Vriende, kom ons raak net so 'n bietjie rustig. Die gebedskerse word aangesteek deur Ryan Moets. Die Christuskers eerste. Jy kan dit op die skerm volg. Baie dankie, Ryan. Hoe vlieg jy aangesteek? Nee, gaan aan. Vir die kerk. Vir die wêreld. Ek kan sommer nog een vir Afrika aansteek. Is vandag Wêreld Afrika Dag. Ons sing later 'n lied met die oog daarop. Ek dink ons kode is redelik voltallig nou as ek so kyk om nonne. As jy daar is almal daar. Vriende, ons eerste lied wat ons saam sing is lied 163, soos in Wilsbok, daarvan die eerste vers, Psalm 42. VGK koor ons voor met U wil geskied. Baie dankie.
vriende, kom ons sing nou saam lied 450, Vader, Seun en Heilige Gees. Rein, ek vra dat jy by my aansluit asseblief, dat jy die aankondiging doen wanneer die NG Kerk koor sing. Baie dankie, Rein.
Ons sê baie dankie vir die NGK se kerkkoor. Dankie, Raid. Vriende, nou gaan ons sing hier, ons dink aan Afrika. Nou wat gaan gebeur? Die kore gaan opstaan, dit gesamentlik sing, ons gaan nie nou tyd ons en saam eers beweeg nie. Ons gaan sing die eerste vers, die kore, en dan val die gemeente sittend in met vers 2. So u bly sit, vers 2, sing jy saam. Eerste vers is hulle verantwoordelikheid nou. Kom ons dink aan internasionale Afrika dag ook, nee, en Bokwe wat die lied geskryf het. Goed. Van die diens gaan neem, dat die plekke nou bo inneem. Dus doen die Dirk al daar rond. Hy is wel hier rond, gelukkig. Ek sien ons, doen die Willie ook hier, gee ons veiligheid. As een van ons leraars hier is, my ander die vat langs aan raak. Ek gaan hulle nou voorstel, net eers 'n aankondiging of 2. Vriende, baie welkom vanoggend by hierdie besondere erediens. Daar's 'n klomp goed wat vandag gaan gebeur, maar ons begin by die kerk. En dan soos in Afrika doen jy al die ander goeders. En langs die pad val party ouens af en ander kom by en dis nou wat vandag ook hier gaan gebeur. Wat die aankondiging betref, die NG Kerk aankondigings het jy ontvang. Ek het geen ander name by die voorbereiding nie. Die dienste deuroffer missionaal, baie dankie daarvoor ons. En dan, ja, afgebedeer na die program van die week. VGK vra dat ons aankondig, dat wat Blompark nou veral betref, dat daar vanmiddag tussen 5 en 6 in diens daar is, met die oog op Hemelvaart en Pinkster. En dan is daar 'n besondere program wat gaan uitrol in Blompark, rondom die nood wat hulle in gesinne beleef, rondom die ding van tik en dwelms, die moorde wat sopas beleef is en hoe dit hierdie gemeenskap geruk het. En kerke gaan hande vat en dit lyk vir my meer beweeg na oop ligdienste vir sover die weer dit gaan toelaat. Ryan, daar kan er nog ander wees, maar ek glo julle gaan dit so onder mekaar dan nou versprei. Ek wil graag vriende vanoggend verwelkom hier op ons kansel. Vir Dominee Dirk ken julle.
Vir Dr. Daniel de Wet, ken julle nie so goed nie, maar vandag beter. En dan doen die Sean Estreise. Sean, staan net op, laat die ouens julle sien. Daar's julle. Daar's hy, dis hulle. Dr. Daniel hier, doen die Sean hier. Baie dankie julle. Dominee Daniel sopas van Oostelike Synode af, sommer reguit na Franskraal oorgebly, nie van weer huis toe. So dit gaan rond met die manne. Dominee Sean het gister nog 'n voldag konferensie gehad in Woester, diakonale konferensie. So wat ons en toe sy terug na Ceres en vanoggend vroeg van Ceres af deurgery. Ons is bly dat hy veilig hier gekom het. In 'n sin is vandag 'n eksperiment. En ons is 'n gereformeerde kerk om die hele gedagte van die gereformeerde kerk te reformeer voortdurend. Jy lees skrif, jy lees konteks en jou roeping skuif aan mekaar na die konteks om daarop te impakteer. Ons weet hoe werk hierdie goeders. So ons het vandag die wonderlike geleentheid om van hierdie spesifieke diens aan te bied met die volle toestemming van albei ons saamgevoegde kerkrade en ook ons dagbestuurder wat saamgekom het en goed uitgewerk het tot waar ons nou hier sit. Dr. Daniel, vriende, is dan by die synodale kantoor by getuienisaksie waar die samevoeging ook plaasgevind het reeds VGK ingekerk. En dan u self is by die diakonie kantoor wat Dr. Neoma Venter was. Ek ken haar van die Noord-Kaap af. Sy het saam met my gewerk was bestade my voorsitter toe ek begin afgee en die pad wat sy geloop het ken nie. En dis heerlik om hier te hê en dat ons hierdie hele diensgetuienisaksies saam kan hoor. En ek wil u verseker dat hierdie gemeente met albei voluit besig is. Mag u baie geseënd wees vandag, ook in die midde van ons gemeente. Baie welkom aan Herberg aan See, aan al ons vriende wat vandag hier is, ook besoekers, miskien selfs hier en daar 'n persoon vanuit ons ander gemeentes in Gansbaai. En dan, Dominee Dirk, jy gaan vir ons die eerste gedeelte doen en dan gaan hulle oorgee aan mekaar. En ek sal die laaste eentjie sal ek dan die stokkie oorneem. Goed, baie dankie. Dominee Dirk, oor na jou. Ons gaan nou eers stil raak voor die Here en net voor die fotum en die seëngroet gaan ons net 'n vers sing van lied 164 en ons gaan nou dit doen, maar kom ons gee net vir so 'n paar oomblikke 'n kans vir stil word. Kom ons gee net so 'n paar oomblikke. Almal hier te saam, Vader in sy naam verheerlik hom. Ons weet waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, maar wat trou bly tot in ewigheid. Daarom, liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons staan, ons sing die tweede vers. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en naam, ons krag en verstaan, om loof ons hom. Yeah.
Ons gebruik die volgende paar oomblikke om onsself vir die Here te verootmoedig. Ek lees vir julle uit Spreuke 3, daar vers 3, en ons kan, terwyl ons dan daarna luister, kan ons dan daarna lied 238 sing, die 4de vers. Ons kan dit maar sittende doen. En as ons dit klaar gesing het, wil ek vir julle vra dat ons daarna sal staan vir die geloofsbelijdenis. En ons bly staan vir die volgende lied wat ons op die skerm vir julle sal gee. Lied 265 en daar die eerste en die tweede vers. So ons gebruik die oomblikke nou, voor ons gaan luister na Dr. Daniel hulle, om onsself net vir 'n paar oomblikke voor die Here te verootmoedig. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit deel van jou lewe. Moenie dat liefde en waarheid, soos die nuwe vertaling sê, jou nooit verlaat nie. Bind dit om jou nek. Skryf dit op die tafel van jou hart. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing lied 238 en daar die 4de vers. Geloof in die Here, dit is ons belydenis, kom ons doen dit almal hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Goeiemôre, liewe gemeente. Dit is vir my 'n baie groot voorreg en vir Sean, my kollega, om hier by julle te kan wees. En soos wat ons nou die naam van die Here groot gemaak het, is dit my gebed dat ons in hierdie erediens net so baie diep bewus sal wees van die feit dat God hier by ons teenwoordig is. En op hierdie dag dink ons saam met baie mense op ons kontinent aan die feit dat dit Afrika dag is. En ek gaan so 'n bietjie in die prediking, veral so na die einde se kant toe, meer ook praat van ons kerke se werksaamhede in Afrika. En as ek klaar is met die prediking, gaan ek so 'n paar foto's dan wys en dan gaan ek oorgee aan Sean 'n bietjie later wat vir ons 'n litanie gaan doen en dan so ook die gemeente verder betrek. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, wil ek so 'n paar dinge sê net oor die synode, want baie keer het mense baie vrae oor waar pas die synode nou in. Die synode is nie 'n entiteit op sy eie nie, of dit nou VGK Kaapland of die NG Wes-Kaap synode is. Die synode is doodgewoon die gemeentes van hierdie streek. Ek was die week by die oostelike synode in Pretoria en is nou daai klomp gemeentes wat daar in Pretoria is tot by die Kreer Wildtuin. Ons nou die Wes-Kaap synode, VGK Kaapland, julle weet dis 'n wyeer streek nog ons die NG Wes-Kaap. So wanneer ons nou hier met julle vanoggend hierdie wonderlike ruimte van lof en aanbidding deel, dan is dit om vir julle te kom sê ons is eintlik maar ook julle kollegas. Ons is saam met julle in diens van die Here en ons vertel ook so 'n bietjie van die werksaamhede waarby julle as gemeentes betrokke is. Nou, ek wil iets sê oor getuienisaksie. Getuienisaksie is 'n eenheidsbediening van die NG Wes-Kaap synode, van VGK Kaapland en van die Reformed Church in Africa. En hierdie 3 synodes het in 1991 besluit dat getuieniswerksaamhede gesamentlik gedoen sal word. En dit is nog voordat die VGK in 1994 tot stand gekom het, het getuienisaksie as hulle eenheidsbediening gesê, ons gaan ons getuieniswerk saam doen. So ek het nog 'n kollega, Dominee Steven Pedro, hy is op die oomblik met Sabbatsverlof. Dominee Sean Esterhuise is nou weer ons kollega by Diakonia. Dis nou weer die diensgroep wat veral aandag gee aan barmhartigheidswerk. Ek verstaan Dr. Nehouma Venter was so 'n jaar of 2 gelede ook hier wat nou deel daarvan is. So ek gaan 'n bietjie dan nou vertel ook oor getuienisaksie se werksaamhede en so ook vir julle daarop wys hoe julle as gemeentes reeds daarby betrokke is. Voordat ons saam lees uit die woord, kom ons buig net voor die Here en dan doen ek net vir ons 'n kort gebed. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die baie kosbare oomblik wat ons nou so saam kan hê as broers en susters. Dankie dat ons kan weet dat U by ons is. Ons bid, spreek Here deur die woord en deur die Gees, want U kinders luister. Amen. Vriende, ons gaan saam lees vanoggend uit Handelinge hoofstuk 17, daar vanaf vers 22 tot 31, maar voordat ons dit lees wil ek so 'n bietjie net agtergrond gee vir waar hierdie teks nou inpas in die Bybel. Nou die teks speel af waar Paulus in die stad Athene is in Griekeland. En as julle nou daar op die foto sien, daar is die Akropolis, dis so 'n hoë heuwelgedeelte en bo op die Akropolis is dit die Parthenon en net so aan die een kant van daai hoë gebergte is die Areopagus. Nou ons sluit nou by die verhaal aan waar Paulus nadat hy nou rondgeloop het in die stad Athene en met die mense gepraat het, is hy by die Areopagus. Dis 'n plek waar regspraak plaasgevind het, waar mense besin het oor belangrike sake. So ons lees dan nou die teksgedeelte vanaf vers 22 in Handelinge hoofstuk 17. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is,
Hy wat die Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal, sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, so sommige van julle digters inderdaad gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangesien ons dan van God se geslag is, moet ons nie dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld gevorm deur die vaardigheid en ingewing van 'n mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Vriende, hierdie teksgedeelte, daai mooi foto van die Areopagus, dis nou waar Paulus gestaan en praat het. Toe Paulus daar opgedaag het in die stad Athene, was dit eintlik 'n mengelmoes gewees van godsdienstige verwarring. Die Atheners wat daar gewoon het en mense wat die stad besoek het, was lief daarvoor om te praat en nuwe gedagtes en idees uit te ruil. Lukas beskryf dit eintlik so ook in hierdie hoofstuk vers 21 waar hy sê die Atheners in die algemeen en mense wat daar besoek het, hulle het hulle tyd aan niks anders spandeer as om nuwe dinge te sê en te hoor nie. En toe Paulus nou so deur die stad stap, toe sien hy dat die mense allerlei vreemde gebruike het. Hy sien op een plek staan daar aan 'n onbekende God en hy begin toe om met die mense in gesprek te tree. En wat hy dan nou gedoen het, soos wat hy gewoonlik gedoen het as hy by 'n dorp aangekom het of 'n stad, hy het eerstens gegaan en met die Jode gepraat in die sinagoge en hulle onderrig en dan het hy uitbeweeg. En dit het hy nou hier ook gedoen. Hy het begin uitbeweeg in die strate, praat hy met die mense by die Pottebakkersmark, die Keramaikos en uiteindelik toe sê hulle vir hom, maar Paulus, jy klink vir ons soos 'n boodskapper van vreemde gode. Nou is ons so interessant dat hulle dit gesê het. Hy sou natuurlik nou baie gepraat het oor Christus en die opstanding. Die Griekse woordjie vir opstanding is anastasis. En ek wonder mense of hulle nie dalk gedink het hierdie anastasis is dalk 'n nuwe vreemde god of godin wat hulle nie ken nie. Maar hulle sê toe, maar kom praat met ons hier by die Areopagus en hy begin toe nou daar met hulle praat en hy verduidelik wat hy bedoel. En hy spits hom veral toe op 'n groep mense wat ons nou vandag sou noem die agnostici, hulle wat nou daardie teken opgerig het wat gesê het aan 'n onbekende God. Nou net so 'n oombliekie by die woordjie agnostikus, dit kom eintlik baie direk uit Grieks uit. Die eerste deeltjie a beteken geen en gnosis beteken kennis. So dis mense wat sou sê, maar jy kan nie kennis hê van God, die godheid nie. Jy kan hom nie ken nie. Daarom hierdie onbekende God. En Paulus, wanneer hy nou met die mense praat, doen dit op 'n baie interessante manier. Hy vertel nie die verhale van ou Israel en al die verhale wat ons ken uit die Ou Testament nie. Hy vertel vir hulle 'n paar dinge wat aan hulle bekend is. Hy sluit by hulle in hulle denke aan en dan hak hy later die evangelie boodskap van Jesus Christus daarby aan. So hy begin en dan praat hy met hulle oor God as die skepper in die teks wat ons gelees het. Hy sê God is die skepper, hy praat oor die kosmos, die een wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan praat hy oor God as die God van die geskiedenis wat die nasies en hulle wel en wee bepaal. En dan gee hy eintlik vir hulle so 'n kort antropologie les. Hy sê maar God het die mens gemaak met hierdie ingebore behoefte na homself en dan sê hy ook iets oor die teenwoordigheid van God. En wanneer hy dit sê dan sluit hy aan by
daai Griekse digters se eie digkuns waar hy sê hierdie bekende deel, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons en ons stam van hom af. So wat Paulus doen, hy praat met hierdie mense by die Areopagus, hy gebruik bekende idees en dan haak hy die boodskap van Jesus Christus daarby aan. Die teoloog N.T. Wright het 'n hele paar jaar gelede 'n baie mooi boek geskryf met die titel Acts for Everyone, Handelinge vir almal. En dan sê hy wat Paulus hier doen is soos 'n meester skaakspeler by 'n skaaktoernooi. Dalk het julle dit ook al gesien op televisie. Daai is nou 'n ou foto van Garry Kasparov by 'n skaaktoernooi dat 'n meester skaaktoernooi word genooi. Hy moet nou sommer so skaak speel teen almal by die toernooi en dan jy konsentreer kliphard op jou skaakbord die voor jou, maar daai ou, hy stap net verby, maak so een skuif, beweeg aan want hy weet waar jy is. N.T. Wright sê wat Paulus hier doen is om al hierdie mense, al die filosowe, die Epikureërs, die Stoïsyne, die Griekse denkers, die ouens wat in die kosmologie belang gestel het, hy het vir almal op 'n manier 'n antwoord. En dan is die reaksie natuurlik interessant dat baie mense lag hom uit. Hulle sê vir hom nee, wat jy's maar 'n praatjiesmaker Paulus. Kom maar 'n ander dag weer terug, praat weer met ons oor hierdie stories. Maar 'n paar mense daar kom tot bekering, onder andere Dionysius wat 'n lid was van die Areopagus, sy vrou Damaris. Was eintlik aangrypende verhale in buite Bybelse bronne dat juis hy later Dionysius in Athene 'n marteldood gesterf het ter wille van Christus. Maar die vraag wat ons natuurlik nou vanoggend kan vra is, wat doen hierdie verhaal wat so lank terug gebeur het, wat sê dit vir ons? Is daar iets wat ons in hierdie verhaal sien wat vandag met ons praat? En ek dink vriende, daar's 'n paar goed wat vir my uitstaan. Die eerste wat vir my uitstaan is wanneer ons na Paulus kyk in Athene, dan sien ons die fokus is om Christus te verkondig. Mense nou kon dink, maar dit is mos nou voor die hand lig en dit is mos wat Paulus daar gaan doen het, dis wat ons hier doen, maar dit is belangrik dat ons dit sê. Hy stap nie sommer net daar rond en leer oor die Grieke se gebruike sodat hy met hulle in lekker argumente en praatjies kan gaan nie. Hy verkondig Jesus Christus, die opgestane Heer. Ons dienswerk, ons diakonaat, ons getuieniswerk na binne en na buite gaan altyd in die eerste plek oor die verkondiging van Christus. Die tweede wat ons raak sien is, by Paulus leer ons om uit jou gemaksone te beweeg as jy daardie vreemde ruimtes betree. In sy interaksie met daai klomp mense, uit sy gemaksone, hulle lag hom uit, moet hy met hulle praat, want dit is sy roeping, so ook myne en joune. En dan die derde is natuurlik dat God die een is wat stuur. Agter dit alles, agter al ons werksaamhede, by ons gemeentes, in ons synodes, is die sturende God wat van altyd af mense roep en stuur. Reg deur die Ou Testament sien ons die Here stuur mense. Hy stuur vir Samuel na Dawid om as koning te salf. Hy stuur vir Jona na Ninive. Hy stuur sy seun na die wêreld. En uiteindelik in Johannes 20 sê Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hierdie gedagte van ons wat gestuur is, sit agter ons werksaamhede. Diakonia, daar was Sean werk in gemeentes agter getuienisaksie, God wat stuur. En ek wil so bietjie wys en ek gaan nie net nou wyd gooi. Sien dat dit nou internasionale Afrika dag ook is en so bietjie wys van die werksaamhede wat deur ons kerkfamilie begin is lang jare terug. Waar mense gesê het, maar ons glo die Here stuur ons om in ander Afrika lande die evangelie te verkondig. En dan gaan ons dit 'n bietjie nader bring en uiteindelik dan nou ook kyk na waar ons as gemeentes, hoe ons roeping dan vandag hier lyk. Nou, ons gaan begin en dis nou heelwat foto's, maar ek gaan so 'n paar foto's wys en weer eens, al hierdie goed wat ek nou wys, dis ons gemeentes se werksaamhede. Baie van hierdie werk doen ons saam met gemeentes, ons gaan dikwels saam met gemeente op 'n uitreik of ons help gemeente in hulle voorbereiding voor hulle op uitreike gaan, maar baie goed doen ons namens gemeentes in ons interaksie met die synodes daar. Die eerste foto daar is van die Reformed Church in Zimbabwe. Dis die Shona sprekende gereformeerde Sisterskerk van ons kerke.
En daai is by Morgenster. Hulle het vir jare groot vieringsgeleentheid. Die teologiese skool, die Murray Theologiese College is 100 jaar oud. Ons argief daar op Stellenbosch en ons is saam besig om te werk aan so 'n eeufees publikasie. So hulle het uit sendingwerk ontstaan van sendelinge wat vanuit Suid-Afrika jare gelede in Zimbabwe gaan werk. Die volgende een is die CCIP Harare Synode, dis die Chichewa sprekende synode binne Zimbabwe, heel wat kleiner as die RCZ, maar dis 'n tweede synode waarby ons betrokke is. Ons kan so aangaan na die volgende skyfie. Dit is die CCIP Nkoma synode, pragtige kerkgebou in die dorpie Nkoma. Nou baie van julle ken daai verhale in die laat 1800s het sendelinge gegaan en daar begin werk. En ek wil net so vinnig ietsie oor Nkoma sê, as ons dalk net so enetjie kan teruggaan. Daar tussen langs my staan Vasco Kachipapa. Hy's die algemene sekretaris van die Nkoma synode. Hy het nou dieselfde werk as wat Dr. Nehouma Venter het by die NG Kerk in Suid-Afrika, en langs hom Shalise van der Merwe, sy's dominee daar in Uisterplaat. En toe by geleentheid het hulle gevra, maar ons moet sommer daar preek en die doop bedien, wonderlike erediens. Ons het eintlik gegaan vir synodale werksaamhede, maar toe laat hulle ons daar preek en lang erediens. Mense, ons is mos gewoon, ons is 10 uur klaar, maar ons het 7 uur daai oggend begin en ek beloof julle, ons is 2 uur die middag is daar uit. 19 kore gesing, nagmaal bedien, 20 babas gedoop. Shalise het so Chikiruzano daai klere aangetrek wat die vroue en gehelp om daar die doop te bedien. As daai mense met ons praat, en ek moes dit die eerste keer sien in 2021, toe ek nou die eerste keer gestuur is om soontoe te gaan vir synodale werk. Hulle het die grootste waardering vir die ou sendelinge, en daai verhale ken hulle op die punte van hulle vingers. Ons self ken dalk nie eens meer al daai verhale nie, en wonderlik die hartlikheid om dit daar in Malawi te beleef. Ons kan nou maar aangaan. Die volgende was verlede jaar, was daar viering, toe was hulle synode 100 jaar oud. Die sendingwerk het al voor dit begin, maar die synode van die CCIP Church of Central Africa Presbyterian was verlede jaar 100 jaar oud. Die volgende een is daar's Marius Nel wat professor is by Stellenbosch in Nuwe Testament. Hy het by geleentheid ook daar gepraat. Die president van Malawi het gepraat. Dan is ons aanbeweeg die volgende skyfie. Ja, geweldige groot groep jong mense in Malawi wat deel is van die kerk. Hulle is meer as 1 miljoen lidmate. Wonderlik hoe die kerk groei ook. Dan die volgende is in Mosambiek. Die IRM staan vir Igreja Reformada in Mosambiek. Dis die Portugees sprekende gereformeerde sisterskerk van ons kerkfamilie, en ons is betrokke by 2 synodes daar, Tumbini en Patsu. Villa Olongwe is die dorp waar die teologiese skool is, Hefsiba, en baie van ons gemeentes is daarby ook betrokke. 'n Paar jaar gelede het van hulle mense ons hier kom besoek. Manasse, die man met die mooi ligte pak, hy's die prinsipaal, die hoof van die teologiese skool. Hy was hier in die Weskaap rondgery om gemeentes te besoek ook. En as ons aanbeweeg, by daai netjie wil ek 'n bietjie stil staan. Een van die dinge wat ons sien in ons, wat mense wonder, wat doen ons nou daar? Ons vra baie keer vir die kerke, waarmee kan ons julle bystaan? Wat is julle werksaamhede? En iets wat vir die Igreja Reformada baie belangrik is om aktief op die grond betrokke te wees by mense wat mediese nood het. Want die regering in Mosambiek het ongelukkig nie die kapasiteit om in al die afgeleë areas mediese sorg te voorsien nie. So die kerk, die synode, het dit op haar geneem om mobiele klinieke te begin, en ons is baie direk daarbey betrokke. Net om julle 'n idee te gee, dan kry mense die inentings en alles wat jy nodig het van die staat, maar dan daar ver afgeleë plekke, dan bied hulle 'n kliniek aan waar hulle dan ook die evangelie verkondig. En van daai mammas, ek het self daai foto geneem, begin 2 uur die oggend stap uit die bos in 'n huisie waar hulle woon om by die kliniek te wees, en van hulle is baie jonk, hulle is 16, 15, 14 jaar oud, maar ten minste kry hulle kinders dan die nodige inentings, en wat 'n wonderlike getuienis van die kerk, nê, om te sê ons preek nie net op Sondae nie, ons is daar op voetsoolvlak betrokke, ons gee mediese sorg en ons verkondig die evangelie. Daar is by die klinieke van die kliniekwerkers besig met inentings. Die volgende een is 'n bietjie nader aan ons in KwaZulu-Natal. Is ons synode is al baie jare betrokke in Msinga.
julle sal weet die mediese studente van Tygerberg, hulle gaan al meer as 40 jaar, het hulle uitreike soontoe, en dan die een waarby ek so 'n bietjie wil stil staan rondom Gansbaai, as ons nog so skuifie of twee kan aangaan, is natuurlik by Makatini. Nou, Gansbaai gemeente is ook betrokke by Makatini, en die mooie ding is dan nou later verjaar, is die Makatini vennootskapsvergadering net hier, Floors, net hier. Julle het ons genooi, en so ons gaan dan hier wees, dit is vir so 'n naweek. Makatini, as mens nou, ek het nou nie 'n kaart wat ek vir julle kan wys nie, maar as jy nou in jou gedagtes dink aan die kaart van Suid-Afrika, KwaZulu-Natal, net so aan die ooskus, onder die grens van Mosambiek, daar lê Makatini, baie groot, omtrent 10.000 vierkante kilometer groot, met 'n klomp bedieningspunte, en die man daar in die middel, Lucky Nkunene, hy gaan ook hier wees vir die Makatini vennootskapsvergadering, hy is nou die dominee, en ons het gehelp dat hy sy meestersgraad in teologie vir jaar kon verwerf, en dit was vir die jaar in Makatini, heel regs, my regs staan, my kollega Steven Pedro, en daar in die middelrond met die mooi hoed, John, en natuurlik Laurens van der Westhuizen, wat vir die jaar afgetree het, na jare lang daar in die bediening. En vriende, ons wys nou hierdie goed, en dit voel dalk vir baie mense ver van ons af, wat het dit nou met ons te doen? Ons roeping is om mense te ontmoet waar hulle is. Dis wat Paulus uiteindelik gedoen het toe hy in Athene rondgestap het. Hy het genoeg geweet van hulle kultuur, van hulle konteks, van hulle digkuns, van hulle geleerdes, se filosofiese denke, om hulle te kon ontmoet met die evangelie daar waar hulle is. Ons roeping in hierdie gemeenskap, in hierdie mooi wêreld waar jy woon, is om mense te ontmoet waar hulle is. En vir verskillende mense, en vir verskillende kontekste beteken dit verskillende goed. Ons roeping is nie eers hier klaarmaak en dan daar nie. Dis altyd soos die groot opdrag, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Dis altyd, ons is hier doenig en daar. Terwyl ons hier besig is, sal ons ook daar besig wees. En dan 'n uitnodiging ook om te sê, as daar ook vanuit hierdie gemeentes, NG en VG, gemeente sê, maar ons wil graag ook meer deel wees van die ander werksaamhede. Dis in elk geval julle werksaamhede, ons doen dit, julle stel ons in staat om daai werk te doen, dan natuurlik is dit 'n oop uitnodiging. My gebed is, vriende, dat die roeping van die kerk in 'n tyd soos hierdie 'n roeping sal wees waarvoor ons sal sê, ja Here Jesus, stuur my ook. Al is dit net na my binnekamer toe op my knieë te staan en regtig te bid vir ons broers en susters in Afrika en in die res van die wêreld. En stuur my ook na my beursie. Dalk moet ek 'n geldjie gaan uithaal en iemand help wat in nood is, om so ook die liefde van Jesus te wys. Maar bo alles, Here, stuur my om lief te wees vir my naaste, in my dorp en waar U my ook al stuur. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir Sean om vorentoe te kom en wat vir ons dan voortgaan in 'n litanie. Goeiemôre broers en susters. Ek bevestig Daniel se woorde aan die begin, dis 'n voorreg om vanoggend saam met u te wees. Maar ook om ons tyd uit te koop, gaan ons nou 'n litanie hê wat deel is, 'n antwoord op die woord van die Here. Dit is 'n oproep tot aksie, maar dit is ook 'n bekendstelling van die werksaamhede dan nou, as u wil, van my diensgroep of my departement binne die synode, as ons dit so wil stel. Dit is 'n litanie wat ons gaan hanteer. So daar's 'n voorganger gedeelte wat ek doen en u as gemeente reageer. Geliefdes, wat gebeur wanneer 'n wit man met vellies, 'n kakiebroek en 'n dik baard in gebroke kosa begin gesels in 'n Spaza winkel in Bekwene net buitekant Wellington? Hy sê, ek dink God skep geleenthede, maar dit kom neer op wat jy daarvan maak.
Dis die woorde van Dominee Chris Wheeler en die skakel na artikel is op die skerm en jy kan dit ook by die kerkkantoor kry na afloop en sy verhaal gaan lees. Van Chris Wheeler vertel hierdie woorde na 'n roerende ervaring tydens 'n onlangse diakone konferensie waar ons gefokus het op die noue verband tussen nagmaal spiritualiteit en diakonia, barmhartigheid, wat begin het as 'n taaleksperiment, het geëindig in 'n diepe ontmoeting met God. In 'n lied wat hy nie verstaan het nie. Die koop van 'n botteltjie Coke, wat hy per ongeluk gedoen het omdat sy taal gebrekkig is. Broosheid, braafheid en bietjie kosa kon vir hom 'n tafel oopmaak wat baie lank toe was. Kom ons nooi daarom vanoggend vir mekaar as gemeente om ook Chris Wheeler se ervaring ons eie te maak. Soos wat Daniel in die woordverkondiging gesê het, vir hier, vir nou, waar ons is. Kom ons volg saam op die skerm. Broers en susters in Christus, ons kom vandag voor God, nie net as toehoorders van die woord nie, maar as draers van die lig, as die liggaam van Christus in aksie. Ons staan nie in tempels van klip nie, maar in die strate van ons dorpe, in die gebrokenheid van gemeenskappe, in die stilte van die natuur. Soos Paulus in Athene, verkondig ons die onbekende God vir ons bekend in Christus, nie met arrogansie nie, maar met verwondering. Die woord diakonaat kom van die Griekse woord diakonos, wat beteken dienaar of bedienaar. Die verwante terme diakonia of diens en diakonyn om te dien vorm die grondslag van hierdie bediening. Diakonia daarom binne die kerk is nie 'n program nie, dis 'n leefwyse, 'n hartklop, 'n tafel van die Here wat oop is, 'n brug wat gebou word, 'n keuse om teenwoordig te wees. Vir diakonia, as gesamentlike diakonale bediening van die synodes van die NG Weskaap en VGK Kaapland, rus die bediening van diakonaat op die volgende pilare en begelei ons die synodes, ringe en gemeentes as sodanig in hul diakonale teologie en diens. Op die terrein van die liefdesdiens roep U ons om die seer van die wêreld aan te raak. Nie met vinnige oplossings nie, maar met teenwoordigheid. Ten opsigte van maatskaplike dienste, U roep ons om strukture van geregtigheid te bou. Nie net sopkombuise nie, maar sisteme van ondersteuning, waardigheid en hoop. Ten opsigte van ekologie, U skeppingsig, die aarde roep, die bome fluister gebede, die oseane dra trane, en U roep ons om rentmeesters te wees. Ten opsigte van gemeenskapsontwikkeling, U roep ons om saam te bou, nie net geboue nie, maar verhoudings, nie net strukture nie,
maar gemeenskappe van hoop. Ten opsigte van pastorale sorg, U roep ons om teenwoordig te wees. Nie met antwoorde nie, maar met stilte. Nie met oplossings nie, maar met liefde. Ons profetiese stem, U roep ons om te spreek teen onreg, teen uitsluiting, teen vrees, nie met haat nie, maar met waarheid in liefde. Waar begin dit alles? Soos Chris en Mokoeni ervaar het, ontdek ons U in die gebroke taal, in die oop tafel, in die vreemdeling wat vriend word, in die spaza shop, in die lied sonder vertaling, in die stilte van broosheid. Geliefdes, mag daarom ons nagmaaltafels nie net plekke van herinnering wees nie, maar werklike ruimtes van versoening, van uitnodiging, van nuwe begin. Broers en susters, kom ons gebruik vir 'n oomblik van stilte, terwyl ons ook dink aan ons roeping van diakonia. Nie as 'n taak nie, maar as 'n manier van wees. 'n Manier van lief hê. 'n Manier van leef. Ook hier in Gansbaai. Ek gaan 'n paar sekondes laat vir stilte. Hemelse Vader, ons kom voor U met nederige harte, gevul met verwondering oor U grootheid en liefde. Soos Paulus in Athene gestaan het en die waarheid van U bekend gemaak het, so staan ons nou voor U, soekend na U teenwoordigheid en leiding. Here, ons erken dat U die skepper van hemel en aarde is, die een wat lewe aan almal gee. Ons dank U vir die wonder van die skepping en die voorreg om U kinders te wees. Ons bid dat U Gees oor ons sal kom, ons harte en gedagtes sal verlig, sodat ons U wil kan verstaan en uitleef. Vader, ons bid vir wysheid en insig soos Paulus gehad het, om die waarheid van U evangelie met moed en deernis te verkondig. Help ons om die afgode van ons tyd te herken en te verwerp, en om U alleen te aanbid as die ware en lewende God. Ons vra dat U Gees ons sal vul met U liefde en krag, sodat ons U lig in die wêreld kan wees. Mag ons lewens 'n getuienis wees van U genade en waarheid, en mag ons deur ons woorde en dade ander na U toe lei. In die naam van ons Here Jesus, ons Heer en Verlosser, bid ons dit. Ons kom na die skerm. Mag die Gees van God ons bemagtig om bedienaars te wees, wat die teenwoordigheid bring na elke terrein van die lewe, tot eer van U naam. Ek gee aan Dominee Avenant. Baie dankie. Baie dankie, U kan die plek inneem. Vriende, dis nou tyd vir die dankoffers. Nadat dit ingesamel is, gaan die diakens onmiddellik hulle plekke inneem.
Vriende, ek dink dit pas. Is dit lank aan? Kan julle my hoor? Ek dink dit pas dat ons vir die twee broers wat ons kom besoek het baie dankie sê. Die gedagte van ons kom na waar ons mense werk, na waar ons mense is, het vanoggend bewaarheid geword. En ons ervaring ook van wat die diepte wat lê in ons kerkverbande en dat u op 'n besondere manier ook vandag ons synode by ons kom verteenwoordig in hierdie bedieninge. Dis iets besonders. U het saamgevoeg by die synode. Ons het verlede jaar hier gevolg. Wat u hier sien nou is 'n saamgevoegde gemeente. Jesus het gesê dat in Johannes 13 hieraan sal die wêreld weet dat julle my volgelinge is as julle liefde onder mekaar het. Liefde staan nie net op papier geskryf nie. Hier, vriende, doen ons saam. En ek is so dankbaar dat op hierdie stadium van my lewe ek kan beleef dat iets van hierdie eenheid gesien kan word iewers, ten minste hier in Gansbaai, en dat u dit vir ons ook in persoon kom wys vanoggend. Wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ons wil graag vir u baie baie dankie sê. Vriende, as ons nou hiervandaan gaan, dan is daar teeberie by die klein saal. Dis op die regterkant. Daarna is daar 'n boomplanting, iets welkom daar, en dan beweeg die missionaallede vir die ete teen 12:00. En daarna kan u na u huise vertrek, en ek dink u sien al uit daarna om 'n slag net tuis te wees. So dit wat u graag nog verder met die dominees wil bespreek, doen dit asseblief. Ons het 'n manier in Gansbaai om mense te bevriend. En ons is so bly u kom weer. Ek lyk vir my ons moet maar weer saamkom. Dominee Pieter hooflik gaan hy dan ook hier wees. Want ons gaan nou aan na die Makatini konferensie wat 'n baie groot saak is. Hier in ons gemeente in September, en daarna die besoek aan Straatwerk DF in Oktober. So dis groot dinge, liewe vriende, wat vir ons voorlê. Daar is ietsie oorgeslaan. Ek het so 'n bietjie gesukkel met die gesondheid die afgelope week in Rian, ek het regtig 'n blank geslaan. Nou, volgende week, nee, ek kom nou nog na jou. Leer ouderling, 2 weke se sweets aan die gemeente. Is dit reg? Daar's oorgenoeg. Is dit reg? Hy het gesê, dis reg. Dan voel ek nou ook tevrede. Baie dankie Dirk dat jy daai puntjie ook opgevang het. Ek was regtig nie op my vol silinders nie. Vriende, dankie vir u teenwoordigheid, en wat 'n ongelooflike verrykende ervaring. Hoe ongelooflik was die sang nie. Haai. En nou gaan ons een van die lieflingsliedere van ons kerk en van die kerk sing. In Afrikaans, 284, laat Heer u vrede deur my vloei. So as ons hiervandaan gaan, laat die vrede van God in 'n vredelose wêreld ingaan, gedra deur God se kinders. Kom ons staan as ons lied 284 al drie die verse saam sing. Laat Heer vrede deur my vloei, waar ek is, laat ek daar uw liefde
en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen. Sien jy by die tee?